Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die regsaspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Hoorie wat bietjie handelsregtyd. What are we talking about? Okay, vandag praat ons bietjie BEE, right? Be, or not to be. Yes, wanna boere, wanna be. Dit is 'n groot ding in Suid-Afrika. Dit is, aan die een kant is dit 'n geleentheid vir transformasie, wat baie nodig is. Ek meen, ons het jare se ongeregtigheid wat in ons samelewing entrench is, wat ons baie keer nie eens agterkom nie, want dit is so deel van ons lewe. Met 'n lang geskiedenis van baie diskriminasie. Die Afrikaner was ook teen gediskrimineer, en dit moet mense nie vergeet nie. Dat ja, ek dink baie keer word daai punt nie aangespreek. Ja, sê so is dis net vergete, en ons praat nie daaroor nie. Ja, ek meen, ons het nou gepraat van der Byl wat al hierdie amazing goeders gebring het, en dit was net na die oorloë, en van daai goed wat jy genoem het, was actually gedurende tye van oorlog. Ja, van der Byl het BE moontlik gemaak. Exactly, dit is actually 'n feit. So, die volgende gedeelte daarvan is dat daar ook die volgende deel is dat daar's ook verpligting op. Dis nie net 'n geleentheid nie. Ons het public procurement, publieke verkryging, wat teken die staat wat koop, wat die grootste spender is in ons land, is verplig om 'n transformasie in hulle verkrygingsprosesse in te werk. Nou, dis in die grondwet, in Suid-Afrika se grondwet, artikel 217, het hierdie 4-5 beginsels wat sê dat publieke verkryging moet wettig, deursigtig, kompeterend en equitable wees. Ek weet nie wat is equitable nie, maar dit moet regverdig wees. Daar moet bietjie gelykheid in dit inkom, okay? Nou, alhoewel equitable ook nie noodwendig beteken gelykheid nie, dis so die mengsel tussen... Equitable, is dit nie soos dat daar aandele moet wees, dat aandelehoudinge wees? Wel, die is eintlik daar op 'n baie warm punt, want dit is omtrent waarop dit neerkom, maar equitable is amper die middelgang tussen regverdigheid en gelykheid. Dat gelykheid is nie altyd regverdig nie, en regverdig ook nie altyd gelyk nie, maar jy moet die twee die mekaar op. Wat beteken dit? So die Data Dictionary sê dit moet fair and impartial wees. Okay, wel, equitable. Ja. Maar wel, ek dink equitable het eintlik in ons land, en dit is 'n baie goeie punt daai, want ons pas equitable toe, as ook om te beteken, want ons gee dit 'n grondwetlike interpretasie, so met die hele grondwet saamlees, sê ook dat daar's 'n plig op om seker te maak dat die injustices of the past gecompensate voor word. So dis 'n uitdruklike ding wat sê, in ons land is dit equitable, as jy bietjie overcompensate aan die een kant en aan die ander kant. So dis of maar daai is toe nou geïnterpreteer, en ek sê ekstreem. Wat ons gesien het, en dis baie hartseer, kyk, ons wette in ons land is nie ons probleem nie. Wel, daar's 'n paar wat miskien debatteerbaar is, hang af hoe jy daarna kyk, maar oor die algemeen het ons land fantastiese wette, en ek kan dit vir julle reg sê, plaaslike regering, ons nasionale regering, het regtig baie goeie kwaliteit, hoë standaard wette. Dit gaan oor die toepassing, dit gaan oor of dit actually toegepas word dit verstaan, word dit dalk misbruik, en ek dink dis waarna julle raak, dat van hierdie het meganismes geword, wat die loopholes is so groot, dat eventually is daar net hierdie tonnel, wat eintlik alles deurgaan, en die regte roete oor die berg is nou maar nie die een wat enigiemand vat nie, want dit vat te lank, en net as jy aan die ander kant kom, en stuur hulle jou terug. Dis gewoonlik baie keer die ervaring, en dis ook 'n baie hartseer kant van dit, en ek dink dis ook hoekom ek dit wil opbring, dat dit is aan die een kant bly dit 'n prerogatief, wel, dit is nie die regte, dit is 'n verpligting op ons, dit bly prerogatief, jy kan kies of jy dit doen of nie, maar dis eintlik 'n verantwoordelikheid, dat ons moet 'n bietjie kyk, hoe gaan ons vorentoe, weet, ons praat van vooruitbeplanning, dit gaan nie net oor om een of ander instansie te skep, of om een of ander company te stig, of wat ook al wat werk skep, of wat nie, ons is in 'n ekosisteem. As die water vuil is, word al die visse siek. Ons kan nie maak of daai is jou gat in jou kant van die duikboot nie. Dis ons almal se probleem om mee te sukkel, dat ons... Ja? En ek sal dit nie doen nie.
sal dit nie doen nie. Ja, ja. Nee, dis sal dit nie doen is 'n dom strategie. Ja, en baie kere moet mense ook verstaan dat baie mense weet nie waar om te begin nie. Weet nie, okay, nou hoe doen ek dit? Maar kom staan net gou daar stil. Wat is daai BS mite oor BE? As ek nou juist om daarbey aan te sluit van ek gaan nie 51% van my besigheid weg hê. Ja. Dis so eendimensionele stupid respons, maar dis onkunde. Maar dit is die narratief wat die hele tyd herhaal oor die jare. Ek dink die onkunde is 'n groot probleem. Ek het nou in die week te doen gehad met 'n persoon wat hulle het by hulle accountant 'n paar tips gevat oor hoe om hulle BEE goeders te doen. So dit is tipies die accountant het nou weer om die braaivleisvuur 'n paar tips gehoor een keer. So ek wou sê jy gaan vra prokureer vir jou BE strategie, nie jou accountant nie. En ook hulle het 'n taxi drywer wat glad nie weet wat in die besigheid aangaan nie. Het hulle aandele gegee. Hy weet nie eens eintlik dat hy het aandele nie. Nou moet hulle op die punt kom wat hulle buy and sell agreements moet doen om aandele te kan uitkoop, sou een doodgaan, maar nou voel hulle nie, hulle hoef nou 10 miljoen lewensdekking op die taxi-drywer uit te neem nie, want hy weet nie is regtig. So op die ouende het ek 'n risiko, dis die probleem. Ja, dit is hy gaan 'n groot premie betaal. Ja, dis 'n baie groot premie. Op die ouende het ek hulle toe nou connect met 'n BE konsultant en hy het net gesê hierso's tronkstraf. Ja, dit bedrog daar. Dit is die wat hier kan uitkom. So mens moet pas op om braaivleisvuur advies te vat as ek by versigtig wees om sê bedrog is 'n groot woord. Dit is definitief moontlik bedrog en dit lyk soos iets soos wanvoorstelling. As almal nie behoorlik weet nie, maar die ou het dalk regtig die aandele. Dit klink net of dit bietjie sinister is en ek het al 'n voorbeeld gesien waar 'n likwidasie aansoek gebring is teen 'n maatskappy op grond van fronting. Wat ek gesê wel want kyk jy likwidasie aansoek is nie net insolventie nie, dis ook just and equitable partykeer. Dan sê hulle net hierdie company moet nie voortbestaan nie. Dit is 'n bedrogspel of dit is 'n misbruik of wat ook al, né? En maar daar leer ek nou iets. Ek het altyd gedink dit is die geldraak dis al, maar dis nou interessant dat jy sê daar's ander redes vir hierdie ook, né? Ja, dit is 'n crowbar wat 'n deur oopbreek wanneer hy moet en sê of dis julle rook al binne of julle doen iets al binne, maar ek moet hierdie deur oopbreek, jy weet. Nou ja, so, maar in daai geval nou met daai likwidasie aansoek het toe daai ouens so vinnig laat repent en jammer sê en terugdraai en settle en so aan. So dit was uiteindelik maar net 'n great pressure tactic, maar dit wys jou, nee, dat dit mens moet baie versigtig wees en dit is jammer, maar ek meen dit is ook desperaatheid. Dit is omdat daar soveel mislukte pogings was. Ons probeer iets en sê, yes, maar ek het nou hierdie scheme en daai struktuur en hierdie dit en dan, ag nee, dit nie uitgewerk wat ons wil nie, of weet, en ek gaan nou nie aan dit ingaan nie, daar's so 100,000 redes vir mislukking, maar ek dink die ding om dalk net bietjie op te fokus is, ek hou daarvan om bietjie meer te praat oor die mindset, en ek dink is iets wat ek by jou ook 'n paar keer al gehoor het, Jacques, wat ek hou van om te hoor, is om te sê dat dit bly ons groot geleentheid in Suid-Afrika, dat ons moet kyk, hoe kan ons hande vat, hoe kan ons saamwerk, en ek het byvoorbeeld in landbou en boerdery het ek nou al op 'n hele paar projekte gewerk, en dis my altyd, ons het een keer vinnig ook daar gepraat, maar eintlik my gunsteling tipe goed om te doen, is waar ons kommersiële boere, en mense wat grondregte het, help om saam te werk, jy weet, en om dit het bietjie 'n ander benadering en goed, en destyds, SAB is nou oorgekoop, maar destyds het SAB miljoene rande spandeer om juist by plaaslike bemagtigingsboere aan te koop. En dan is daar nie altyd die onmiddellike kapasiteit en toegang tot finansiering om net te kan iemand direk te bemagtig nie. Baie kere was dit in die kere wat ek betrokke was dit telkens die geval dat dit het gewerk deur partnerships. En een manier wat baie goed gewerk het om die risiko te bestuur, was om nie vir ewig in die bed te klim saam nie, om nie te sê happily ever after en nou het ons share saam en nou gaan ons hierdie lang pad nie. So hoe die ouens dan op 'n projekbasis saamwerk en hoe hulle in plaas van om na die hele, toekoms saam te kyk, sê mens, kom ons plant 1 of 2 seisoene
se gewasse aan. Kom ons vat hierdie projek, ons vat jou grond, ek sal die werk doen, ek sal die finansiering kry, ek sal dit verkoop. Jy kan 'n rol speel deur op site sekere van die werk te doen en van die verantwoordelikhede te vat, en wanneer ons wins maak, dan deel ons daai wins. En ja, so ek dink die groot ding daarso waar dit missing raak, weet, is weer eens bemagtiging is hoe ons almal iets saam doen, hè? Dis nou jy het nou 'n mooi voorbeeld gegee. Maar ek dink is weer eens onkunde en waar ons voorbeeld nou word en ons kan weer terug aan klassiek Eskom, waar daar nie waarde toevoeging is nie, weet, waar jy R20 vir 'n toiletrol betaal en R100 vir 'n Big Pen en daar soveel middelmanne wat nie waarde toevoeg nie, wat net vir the namesake, weet, of BEE, net weet ek is 'n naam op 'n papier met 'n konneksie. Tenderpreneurs. En ek dink is omdat daai media dit is die ding in ons gesigte, wat ons gesig staar, wat die slegte smaak laat, wat maak dat mens teen hierdie beginsel is. En dis ook maar weer eens sê, ek dink, die groot ding wat mens moet sien is, waar as hierdie bemagtiging inkom, waar almal, weet, ek vat weer in a sea of a rising tide, all ships rise, nee? So as daar waarde toegevoeg, maar nie net 'n geldreiling nie. Ek dink waar hierdie ding verkeerd gesien word, daar net 'n geldreiling is. Jy gee my jou grond, ek gee jou 'n geld en maar daar's niks uplift, daar's niks anders rondom wat ek actually weet, ek in plaas van dat ek jou net die geldjie gee nie. Jy weet, as I teaching to fish, ek gee jou actually 'n skill, ek leer jou as deel van die proses. Jy voeg waarde, want as ek jou upskill, dan kan jy waarde na my toe ook byvoorbeeld. Dit moet die uitkyk wees, nê? Nee. Ja, en wat 'n total giveaway is van hoe hierdie konsep gepervert is die woord empowerment, is ook, maybe you all didn't know it, maar is ook die slangwoord vir bribe. You need to empower me. Ek weet nie of julle dit al gehoor het, maar you need to empower me. Of die woord enterprise development is ook 'n classic slash van tipe ding. Jy weet, nou we'll call it enterprise development. Jy betaal soveel, gewoonlik hierdie 20-30% plus, maar betaal soveel, ons sit dit onder enterprise development, want jy betaal dit aan daai company, dan kry jy lekker punte en ja, en ek meen die eerste wat dit word is wat my eintlik die hartseerste maak van dit alles is dat mense partykeer well-meaning selfs die ding reg doen. En op punt nommer 99, sê maar net voor 'n aanstelling plaasvind, dan is daar 'n klop aan die deur of 'n oproep en van iemand wat sê, okay, wel, hier sou dit nou gaan werk. Jy gaan nou soveel geld in daai rekening betaal, dan kry jy dit. Of partykeer wat nog 'n bietjie erger is selfs is, die werk word klaar gedoen, afgeteken, invoice, betaalbaar, geld is daar, dan die klop aan die deur. Of wat ek onlangs vir my vertel het, ons het Kersfees wat opkom. Ja. So Kersfees geld. Maar dit is net 'n ander woorde vir bribe, jy weet, so dit is 7 figure Kersgeskenk. Ja, miskien kan ons 'n ding doen, die 7 verskillende woorde vir bribe. Ja, daar is baie meer nog as dit, nee, want maar ek wil hom net vanaand in wat belangrik is en jy het 'n belangrike punt. Maar en ek wil vir die ouens wat nog luister en nie al weet 'n stasie verander het nie, want ek weet dit is 'n kontroversiële punt. So ek dink hierso is wat ons vir mekaar sê. Nommer 1, die ding is geryp. Dit is skelm op 'n goeie dag. Die hart van dit oor die algemeen is nie goed nie. Eskom is front, center, we get it. As ek sê dis 'n groot geleentheid, is dit omdat ek jou 100 miljoen en 200 miljoen wil verander. Meneer die Afrikaner SME. So ek wil hê ouens moet dit verstaan ook. Ek sê nie, ek sal dit 100% van 0 is ja, maar ek sê ook nie, gee die helfte van jou maatskappy weg en dan gaan ons, dis jou verkoopsgeleentheid. Ek sê nee, kom ons kyk dat ons jou 49% dubbel soveel werd maak as wat jou 100% nou is. En dis hoekom ek sê dis 'n geleentheid. Dit gaan nie, dat jy's nie slegter af in die proses nie. Anders beskou ek dit nie as 'n geleentheid nie. Ja, dan is dit net nog teks. Ja, so dit is 'n baie moeilike ding hierdie en weet die tipe goeters wat mense ook maar leer oor tyd is, weet partykeer dan is daar ook hoë ambisies. Mense dink soos wat jy nou sê,
Okay, al wat ek moet doen, ek moet hierdie transformasie deurgaan met my besigheid. Ek moet my level opkry, my score, my rating. Ek is nou 'n level 5, dan moet ek 'n 4 of 'n 3 of 'n 2 of 'n 1 word. En dis erg dat die bar het al so gelig en hoe baie mense moet doen om daar uit te kom. Maar dan partykeer dan gaan mense na daai vlak toe, dan ewesklik, nou is daar nie meer beheer oor die besigheid nie, uitgestem van my 'n company af, ek is minority shareholder, daar's geen performance base gekoppel aan die oordrag van aandele nie, so dit was eintlik bietjie van 'n freebie dish out en sonder daai prestasie na die tyd, en van die lesse wat ons nou maar leer is om net mooi daai goeders in die eerste plek te bestuur as deel van die struktuur van so 'n tipe transaksie. Om baie duidelik te wees, okay, wie gaan wat doen? Dit begin by, okay, weet jy gaan aandele kry, okay, dit is obviously deel van die assumptions, maar dan daarna is dit soos, okay, besef jy daar's 'n verantwoordelikheid. Wat 'n reward en risk word gekoppel aan daai verantwoordelikheid, en ek dink dit help al klaar om net 'n bietjie, maar weer eens, ek moet sê, dit raak so moeilik, en ek gaan nie maak of ek die antwoorde het nie. Ek dink ek wil eintlik 'n bietjie die pot ook net stir, jy weet, en daar buite sit. Ons besef, dit is 'n baie moeilike kwessie, dis nodig, ons almal is verantwoordelik, maar dis so moeilik, want daar is selfs partykeer mense wat dit reg doen, hulle het korrupte koneksies. Ek sê nie ek condone dit vir een oomblik nie, ek is maar net bewus van wat daar buite gebeur. Mense het hulle koneksies, maar dat hulle nie die regte koneksies nie, want daar's 'n hoër inner circle wat die mag regtig het om besluite te maak. So een ding wat ek wil sê, dis amper soos 'n eerlike dief voorbeeld. Ons moet ook nie een ding, so kom ons vergeet, of kom ons fokus op die eerlike ouens. Nou het jy jou BE agente, jou boxie tickers, ek noem hulle boxie tickers. Ek dink jy ons verstaan actually die tragedie van hierdie boxie tickers nie. Want party van hierdie boxie tickers het 30 miljoen rand per jaar wat hy kry. So hy vat die 30 miljoen vir die groot maatskappy. Die maatskappy wil net fokus op hulle besigheid. Daai BE boxie is getik. Nou toe is daai Enterprise Development Fund of Training and Development. Nou so daai persone met 30 miljoen wat hulle nou op 'n eerbare manier gaan spandeer, dan gaan blaas hulle dit. Dit word nie geïnvesteer nie. Die 30 miljoen word nie in 'n ander inisiatief. Easy come, easy go. Dit is. So met ander woorde, daai is vir my die grootste tragedie. Ek wil sê, ons kan nou die modder en die strand en goed probeer uitvee. Ek sê, kom ons begin actually waar dit reg en wettiglik en mooi skoon gebeur, en ons sê, okay, well done ouens, julle tik legal hierdie regte boksie, B-agent, jy is die beste ou in Van der Byl, maar weet jy wat, daai 30 miljoen, kom ons kyk nou, hoe kan ons besighede daarmee begin, of addisionele werk, ripple effect, as wat jy nou net ander boksies gaan tik, druk het in 'n kursus in wat die ou stap uit slimmer en hy het nog steeds nie werk, is 'n voorbeeld. Is dit nou nie terug in waar ons begin het met Van der Byl nie, weet ons te sê, laat dit true enterprise development is, verstaan dit, en ek dink dis weer eens waar die dinge van bemagtiging, nee, is dat daai geld gaan vir upskilling nie, ek het 'n kursusie gedoen nie, dit is, kom ons vat Van der Byl Park, of die Van der Byl Industrial Area ding, ek het nog ambagsmanne geskep, hulle kom weer in die systeem, en daar's 'n tekort aan hulle, as daar is, nee, ek wil sê baie goeie voorbeeld. So jy skep hulle, maar ek dink waar die groot systeem moet saamwerk is, daar moet, waar het so mismoedig partykeer is, het daar moet vir daai ouwe plek wees na die tyd. Al is dit 'n internship, dat hy net sy voete kan vind, dat hy iets kan doen. Want daar is tog 'n ding, en ek dink dis die groot ding, is om te sê, in plaas van dat ek die 10 randjie kry, het jy my iets geleer en 'n skill geleer om daai 10 rand nou te verdien. Daar's 'n eerbaarheid in dit. En ek dink dis waar die core van bemagtiging eintlik moet wees, om te sê, ek bemagtig jou, deur jou, te leer om vis te vang, en nie net ek bemagtig om 'n stukkie van die vis te gee. Of wat in die geval, julle weet, hoe voel ek oor normale opvoeding, wat teoreties monsters is, veral in besigheid, presies daai, ek het jou geleer nou, so as elke tweede wielie walie te kursus, maar soos jy nou teregtelik sê, kan hy daar uitstap, sy, en 2 maande later, dit te plan, R2000 'n maand verdien, met die skill wat geleer is. Ja, dis die uitdaging. Of soos wat jy praat met die CRM nou, is dit deel van 'n strategie. Of weet jy net hierdie een app
jy weet, Ja. basically, want dis omtrent wat Dit moet saam, alles moet saamwerk, strategie. En ek kan nou sê, die woord in Suid-Afrika, wat mens nou baie hoor, is socio-economic development. Nou, dink mooi, dis sosiaal-ekonomiese ontwikkeling. Jy moet nie net geld kry nie. Dit gaan oor die sosiale impak daarvan. En hoe Dis 'n social ROI in Engeland. Hulle praat van 'n SROI. Sure. Dis ou nuus, né? Ja, wel, dis ook daai triple bottom line en al daai goed. Ja, maar dit in Engeland jou staatskontrakte. Of jy nou met die dis 'n plaaslike metric. regering, daar's 'n persentasie van wat doen jou besigheid om die wêreld 'n beter plek te maak. Deel van die besluitnemingskriteria, behalwe 'n goeie prys en 'n diens. En ek dink ons met SROI is 'n belangrike komponent, of selfs met jou procurement. Weet, as jy besluit neem met wie jy wil werk, is jy's excellent wat jy doen, maar as daar, jy weet, het jy meganisme om die wêreld so 'n bietjie beter te maak as Porsche nommer 3. En dit wat jy sê ook van hoe word daai geld spandeer dan, so ek is my hele hart oortuig dat een van ons heel grootste probleme is soos die Suid-Afrikaanse regering is amper soos 'n crack addict wat net nie genoeg kan kry nie. Jy weet, daai flippin, dit is letterlik vir my die analogy dat hulle geld brand so vinnig en nou het die ouens 'n leefstyl gewoond geraak wat nie gebaseer is op boomplant en pluk sy vrugte nie. Dit is gebaseer op cash now. Jy weet, en dis hoekom die extortion so erg word. Dis hoekom die ouens in die deure klop en die fone laat lei en mense heeltyd afpers om bribes te doen, waar goeie mense wat ek van weet ingegee het. Jy weet wat dit is so sad. Ek meen, dit is dan hou op vingerwys vir een, want dit is almal betrokke, maar nog steeds, ek meen, dit is die regte probleem, dit is soos 'n addiction, want die mense het soveel geld, vat nou die Eskom ding, hulle kan nou goed oornag uitsort, ek maak nie of dit so maklik is nie, maar die regte probleem is die kontant afhanklikheid op soveel duisende plekke, en niemand wil hulle deel van die kraantjie toemaak nie. En nou solank as wat die krane heeltyd loop, gaan ons geen plek groot genoeg kan insit om het te keer nie. En nou wil ek net vir julle dit na die volgende vlak toe vat, legally speaking, wat het gebeur, dis nogals 'n landmark tipe ding. So daar's soos hierdie wet, die PPPA, die Preferential Procurement Policy Framework Act. Dit is eintlik maar een van die hoofwette wat public procurement reguleer, en dit is die wet in terme waarvan daar gesag is vir staatsorgane om BEE as 'n metriek in verkrygingsprosesse in te werk. So as jy sê ek wil gaan bou, of ek wil hierdie diens lewer of hierdie sagteware verkoop aan die staat, dan kyk hulle nou na jou tegniese vermoë en jou kapasiteit en jou prys, maar dan ook na jou BEE status, en dan afhangende van die grootte van die projek, is dit of 'n 80-20 of 'n 90-10, wat bedoel, hoeveel weeg daai BEE komponent, 10% of 20%. Maar toe, wat nou gebeur het oor die laaste paar jare, dis 'n hele gesprek, ek kon nou maklik net op dit gefokus het, maar dit is nou 'n bietjie meer 'n legal tipe ding, as ek nie bottom line is, daar was onsekerheid gewees hoe presies om daai wet te interpreteer, want wat baie van die staatsorgane gedoen het, is in hulle verkrygingsprosesse, dan gebruik hulle daai 10 of 20% sommer as 'n first stop. Dan sê hulle, as jy nie bo dit score nie, in plaas van met net te weeg en saam op die skaal te sit, het hulle dit as 'n filter gebruik. Sê, jy moet bo 9 uit 10 kry, of jy gaan nie eers deur, dan kyk ons nie eers na jou vermoë en jou prys nie. En dit het goeie besigheidsmense baie seer gemaak, deurdat hulle heeltyd teen hierdie filter vasgeloop het. Toes dit nou heen en weer en in die howe en al sulke goed. Uiteinde van die saak is daar nou nuwe regulasies uitgekom in terme van hierdie wet. Wat dit nou op neerkom, is dat hulle sê elke staatsorgaan, en daar's honderde, moet sy eie beleid bepaal. En daarin kan hulle self reguleer. Nou, wat tot nou toe die geval was die ouens wat nou die kampvegters was, wat hierdie stelsel, hierdie regime, hierdie verkeerde toepassing van hierdie reël teengeveg het nou, in plaas van om een fight te moet fight, sentraal, want dit was hierdie een regulasie
is dit nou honderde fights, omdat elke staatsorgaan sy eie beleid kan bepaal in daai opsig. En elke keer wat een van hulle dit op die verkeerde manier doen, gaan dit een vir een aangepak. Soos amper so guerrilla stryd, is moeilik om nou te wen, want jy moet nou oral gaan beklei. Dit is nou tensy ek verkeerd verstaan wat daai nuwe goed beteken, maar dit is ten minste my interpretasie daarvan. En Junk in, junk out. So, dit is, dit gaan dalk 'n bietjie moeiliker nog word as wat dit reeds is, en ja, ek dink dit is 'n baie moeilike kwessie. Ek wil hê almal moet aanhou optimisties wees en kyk, hoe kan 'n mens tog tussen die lyne beweeg en die regte lyne beweeg en tog aanhou innoveer en bemagtig. Maar ja, dit is baie jammer hoe ding wat op papier baie mooi intensie het, al so perverted is dat dit al grootliks gelei tot 'n ondergang van 'n samelewing. En ek dink ek sal laaste ding en ek wil weer een sê in terme van ek onthou daai tyd toe ek met Theo Vosser gechat het. Toe sê hy nog ook BE moet deel vorm van jou verkoopstrategie. En ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Nie jou 51% van jou besigheid weggee strategie nie. Deel van jou verkoopstrategie. En is weer eens waar slim prokureurs inkom wat BE strukture verstaan. Non-profits verstaan. En ek het dit 2016 al gesê. BE is die grootste besigheidsgeleentheid wat ek nog ooit gesien het. Omdat as jy weet die wet vereis dat geld op 'n spesifieke plek gespandeer moet word as hierdie 3 of 4 kriteria's aan voldoen, maak dan seker jy posisioneer jouself dat jy kan gaan skep. Dit is, en ek sê dit is so maklik soos dit en is so uitdaging soos dit, maar dit is selfs soos 'n BE agent. Ek sê veel regtig, ek het op stadium nou gekyk al, wat moet ek doen nou? Dink ek wil 'n BE agent word. Dis 'n super voorbeeld, daai vorm deel van my medium-termyn salesstrategie. Ek laat dit daar. Ja, so nee, dankie julle, dit was 'n interessante gesprek, dankie vir julle terugvoer, en ja, ek dink as daar iemand is wat luister, wat dalk 'n gedagte hieroor het, en dit met ons wil deel, en dalk 'n interessante opmerking het, of 'n vraag, ja, laat ons daarvan hoor, en veral as daar positiewe, konstruktiewe voorstelle is, ek dink dis waar ons die meeste belang stel, is nie net Anders word jy geban in die lied. Ja, ek gee nie eintlik om 'n debat hieroor te hê nie, dis nie vir my interessant, en wat vir my interessant is die oplossing wat ons soek, is wat werk, waarna kyk ons, waartoe gaan ons? Ja, ek dink, ek wil net laaste ding sê wat ek wil aansluit by dit is, ek dink enigiemand wat luister is, dit wat ons sê, ons is redelik experts op ons veld, met beteken ons is alles wetend nie. So, weet, waar ook al jy na hierdie luister, of dit, weet, asseblief kom en sê iets, as jy oor enigstens iets spesifiek wil meer weet ook, vra oor dit ook uit, weet, ons sal graag in spesifieke terme, of spesifieke, ek moet sê, topics ons ingaan, wat ook al jy as luister al in belang stel, so, weet, belangrikheid daar is, weet, connect met ons. Was hy, ek hou daarvan. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Gesoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.